Werkskaart 18 en ons kyk na die sirkulasiestelsel nog steeds, maar vandag konsentreer ons op bloedvate en ons hartklop en polsslag. Heel eerste ding is 'n lekker kort ouetjie, so julle kan heerlik deurwerk. As ons nommer 1, nommer 2 en nommer 3. 3 verskillende soorte bloedvate wat julle asseblief in gedagte moet hou. Kyk na die eerste een, is slagare. Nou slagare vat bloed weg van die hart af. Daai is seker jou belangrikste eienskap wat alle slagare in gemeen het, hoor. Vat bloed weg van die hart. Meeste, nie almal nie, hoor, daai is fout. Meeste dra suurstofryke bloed. Want jy kry iets wat bekend staan as jou longslagaar, wat nie suurstofryke bloed vervoer nie, hoor. En dan gaan jy later in graad 12 leer van 'n naalstring slagaar wat ook nie suurstofryke bloed vervoer nie. So, hou dit asseblief in gedagte. Maar meeste vervoer wel suurstofryke bloed, okay? En dan die pols, wat hulle daar so het, dit is verantwoordelik. As jy 'n polsslag voel, omdat jou slagare bloed wegvat van die hart af, obviously vat bloed weg omdat jou hart klop, en omdat jou 2 onderste kamers vat bloed in jou slagare, en as jy 2 onderste kamers saamtrek, dan gaan bloed binne in jou slagare deurbeweeg, en dit is so, die drukking is so hoog en sterk, dat dit jou bloedvate laat uitsit en krimp en uitsit en krimp, en dit is wat jy ervaar as 'n polsslag. So die slagare waar jy die sterkste polsslag in voel. En dan kry jy haarvaatjies wat ontsettend dun bloedvaatjies is. Dit is baie baie dun, want dit bestaan uit 'n enkel laagie selletjies uit. Beide slagare en are het al twee van hulle het 3 lae. Kom ons sê daar is so 3 lae om hulle. Terwyl haarvaatjies slegs 1 laag het. En dis hoekom hulle vir jou sê hy het 'n dun wand, want is net 1 sellaagie dik. En dis sodat uitreiling van stowwe natuurlik kan plaasvind by jou haarvate. Dit gaan nie gebeur by jou slaghaar en jou are nie, want die 3 lae waaruit hulle bestaan is te dik. So die stowwe kan nie daardeur beweeg nie. Maar by jou haarvaatjies of jou kapillaires is hulle lekker dun en daar kan stowwe deur beweeg. En nommer 3 as ons kyk na are, nou jou are bevat natuurlik kleppe. Alright, maar wat hulle almal in gemeen het is weer eens daai spesifieke eienskap. Alle are vervoer bloed na die hart toe. Onthou, alhoewel are kleppe bevat, kry jy ook slagare, naamlik jou longslagaar, kom maar nog halfmaanvormige kleppies ook in voor. So, meeste are bevat, definitief wel, alle are bevat, maar daar sit jy met 'n voorbeeld van 'n slagaar wat ook 'n kleppie bevat. Maar andersins, as daai bevat slagare nie kleppe nie, maar jou are bevat wel. En dan ook is die opening, ons praat ook van die lumen, is 'n ander naam vir daai opening. As die opening is groter of wyer, die deursnit is groter as slagare, sodat bloed makliker daardeur kan beweeg, want onthou, meeste van die bloed in are kom van onder die hart af, moet teen gravitasie werk om op te gaan boontoe na die hart toe. So makliker jy kan kry om bloed daardeur te beweeg, hoe beter is dit. Dis waar die groter lumen inkom. En omdat die ander rede is dat jou slagare se bloeddruk hoër is. So die wande moet dikker wees om daai verhoging in bloeddruk te kan hanteer. Terwyl die bloeddruk in jou are laer is. So die wande kan dunner wees, daai 3 lae kan dunner wees. En dit skep dan 'n groter ruimte of 'n lumen, of 'n opening aan die binnekant. En dan soos ek sê, hulle sê almal dra suurstofarme bloed, behalwe die longslagaar of die longaar, kan jy ook daar sit die naalstringaar wat jy ook later aan gaan natuurlik leer. Maar soos ek sê, die eienskappe wat alle slagare in gemeen het is daai, en die eienskappe wat alle are in gemeen het is daai. En jy kan kleppe op hierso bysit, omdat daar is 'n slagaar, daai perd het ook kleppe in hom, halfmaanvormige kleppe. En hier sien ons net die verskillende sketsies van hierdie 3. En daar kan jy die 3 lae sien. Eerste laag wat daar sit, tweede laagie wat daar sit, en die derde laagie wat daar sit. En as jy kyk na kapillaires of haarvaatjies, jy sien is net daai laagie wat daar sit. En dis hoekom uitreiling van stowwe daar kan plaasvind, want dit is lekker dun, stowwe kan daardeur beweeg. En hier kan jy ook sien, van die binneste tot die heel buitenste is lekker dik, teenoor daai is baie dunner. En weer eens, as gevolg van daai verskil in dikte van die wande, sit jy met 'n groter lumen, 'n opening hier so in jou are se kant, as wat jy het in jou slagare se kant. En dit is, soos ek sê, jy moet sterker wande hê, want die bloeddruk is hoër, is om my bloeddruk te kan hanteer. Terwyl hierdie perd laer bloeddruk het, soos sy wande, hoef nie so dik te wees nie, en daar kan ook meer bloed daardeur beweeg. En dis ook die rede natuurlik waarom hy kleppies het, né? Want dit bloed moet vervoer word teen gravitasie op boontoe na die hart toe. So elke keer as die hart mos deur sy
samentrekkingsfases en so ontspanningsfases gaan bloed vorentoe gestoot word, 'n bietjie teruggesuig word, en vorentoe gestoot word, 'n bietjie terug, bla bla bla. So om te keer dat bloed nie aan mekaar terugloop nie, word hulle vasgevang deur daai kleppies. Tot die bloed weer opgestoot word, dan beweeg hulle weer vorentoe, en as hulle weer teruggaan, word hulle vasgevang deur kleppies. En dit verseker dat bloed altyd in die rigting van die hart, na die hart toe beweeg. Right, so hierso kyk ons na hartklop en polsslag, en onthou, as jy jou pols meet, dan gee dit vir jou aanduiding van die tempo van jou hartklop, want onthou, as jou hart saamtrek, veral die onderste twee kamers, wat bekend staan as jou ventrikels, as daai ventrikels saamtrek, stoot hulle bloed by die slagare uit, want slagare vervoer ons bloed weg van die hart af. En om daai hoë bloeddruk te kan akkommodeer, gaan die spiere van jou bloedvate, jy sal sien daar staan gladde spiere, daar's gladde spiere, gaan hulle ontspan en jou bloedvate gaan verwyd. Okay? Die bloedvate gaan uitsit. En dis om die drukking van die bloed, die massa bloed te kan hanteer. En dan elke keer as jou hart weer ontspan, of die bloeddruk verlaag, dan vernou hulle weer. Ons praat van vasodilasie en vasokonstriksie. Wanneer jou gladde spiere ontspan, wanneer jou gladde spiere saamtrek. Right, so dis nogal belangrik. En elke keer as jou bloedvate, jou slagare uitsit en ingaan, uitsit en ingaan, dis wat jy ervaar as 'n polsslag. En natuurlik is hierdie een van die plekke waar jy lekker polsslag kan voel. Nou party mense, ek weet hy prentjie wys vir jou om hierdie twee vingers te gebruik, maar party mense het 'n baie sterk polsslag in hierdie vinger. En dan gebruik hulle byvoorbeeld die middelste twee. So dit hang alles af van jou. Maar in any case, my jou vingerpunte is lekker sag en is 'n baie area waar daar slagare lekker naby is. So is heerlik om daar te staan en voel. So hierdie is maar net vir interessantheid wat ek hier vir julle gesit het by die verskillende polsslae, wat 'n aanduiding is natuurlik van die hartklop by verskillende ouderdomme, maar jy hoef nie dit te leer nie. Dit is net vir jou van interessantheid. Kom ons kyk na 'n paar vrae. Nommer 1, vraag hier vir jou, wat is die belangrikste funksie van die sirkulasiestelsel? Omdat jou sirkulasiestelsel is mos nou veronderstel om bloed deur jou liggaam te sirkuleer. Die rede daarvoor is doodeenvoudig, want jou liggaam is opgemaak uit selle uit. En daai selle het organelle, en organelle verrig funksies. Maar selle het ook boustowwe nodig. En daai boustowwe en energiebronne en allerhande voedingsstowwe wat verskillende funksies verrig by jou selle, word vervoer deur jou bloedstroom. En net soos wat jou selle sekere stowwe nodig het, word ook sekere stowwe vervaardig tydens reaksies wat plaasvind in julle selle. En baie van dit wat gevorm word tydens 'n reaksie, sal bekend as 'n byproduk, is iets wat die sel nie nodig het nie. Dan wil jy ontslae raak daarvan. En dis ook stowwe wat baie keer nadelig kan wees vir jou selle as hulle ophoop. So jy wil dit moet weggevat word. En dis waarvoor jou bloed sirkuleer. So dis om suurstof en voedingsstowwe te vat na jou selle toe en om koolstofdioksied en afvalstowwe te verwyder weg van jou selle af. Volgende eentjie vra vir jou, noem 3 dele waarin die sirkulasiestelsel by die mens bestaan. Is ook die belangrikste funksie van elk. Wel, ek kan vir jou nou reguit sê, bestaan uit bloedvate uit, en binne bloedvate, die funksie natuurlik van bloedvate is waardeur bloed kan beweeg. Okay? Dis vate waardeur bloed kan beweeg. Want jy sit mos met 'n geslote bloedvatstelsel, so want bloed is beperk tot jou bloedvate. En dit is hoe bloed oral deur jou liggaam versprei kan word, is deur 'n vertakte netwerk van jou bloedvate. Dan is daar natuurlik jou hart, wat die volgende komponent is, en jou hart se funksie is om bloed te pomp. Dit is jou pomp, dit is 'n spierorgaan wat saamtrek en verslap. En dan natuurlik is dit die bloed self, wat ook uit sy eie hoeveelheid komponente uit bestaan, wat ons later vir julle sal leer. So dis bloed, bloedvate en hart. Onderstaan is 'n voorstelling wat die 3 verskillende tipes bloedvate, blablabla. Nou sê hulle maak 'n kort opsomming van die verskillende tipe bloedvate deur verwys na elkeen is 'n bou en funksie. En nou ja, as jy hierna gaan kyk, normaalweg, gelukkig is hierdie mos nou kleur, maar sê nou maar dit was wit en swart. Moet jy nog steeds kan onderskei tussen wat is 'n slagaar, wat is 'n aar en wat is 'n haarvaatjie. En so ek sê die maklikste is om te kyk nou na daai. Nou in hierdie geval is dit maklik want ek hou mos nou die prentjies presies dieselfde. So jy weet net nou dat dit die slagaar is hierdie kant en dis die aar daai kant. Maar die maklikste is om daai onmiddellik daarna te kyk, is die kleppe. Sodra jy kleppe sien in daai bloedvate, dan weet jy, omdat alle are kleppe het, gaan dit 'n aar wees aan hierdie kant. Maar om dubbel seker te maak, daarna gaan kyk jy na die deursnit van die wand. En jy sal sien die deursnit van hierdie wand is minder as die deursnit van hierdie wand. So hierdie bloedvat se wande is dikker.
So dit bevestig vir jou dat hierdie 'n slagaar is. En daar's 1, 2, 3 lae. 1, 2, 3 lae. So dis definitief jou slagaar en are, hierdie twee groot bloedvate. So hierdie ou wat bestaan het net een laagie in die middel. Dit moet dan jou haarvaatjie wees of jou kapilêr wees. En dan nog 'n manier hoe jy kan gaan kyk daarna is natuurlik hierdie lumen. Daar's gevolg van jou slagare wat sulke dik wande het, is jou lumen kleiner. En omdat hierdie wande van jou are dunner is die lumen groter. Alright. So dis wat jy hierso kan sien en dan kan jy ook kyk natuurlik na hierdie pyltjies. So met ander woorde wat hulle eintlik vir jou wil sê is die hart gaan nou hier in die middel sit. Want slagare vervoer bloed weg van die hart af en are vervoer bloed na die hart toe. En dan die funksie natuurlik van jou haarvaatjies is dit wat die uitreiling van stowwe plaasvind. So stowwe beweeg in en uit jou sirkulasiestelsel uit by jou kapilêres, by jou haarvaatjies. Want hierdie twee pere is te dik. En dan wat verstaan jy onder die term pols? Pols is wanneer jou slagare verwyd en vernou as gevolg van jou hartklop om aan te pas by die bloeddruk natuurlik wat verander by jou hartklop. Right, so ja, dit is dit.